Ons gesels oor die beginsels om te floreer en hierdie tyd gesels as jy so dankbaarheid. Vandag se tema is dankbaarheid in beproewings. Iemand vra onlangs vir my, kan 'n mens werklik dankbaar wees vir beproewings wat oor jou pad kom? My instinktiewe antwoord is natuurlik nee. Wie is nou lus om 'n smartvraag te wees? Wie is nou lus vir pyn? Wat wel gebeur is dat ons beproewings met 'n ander ingesteldheid kan hanteer. Aanvanklik is mens verbuister oor die beproewing. Jy wonder, waar het hierdie lyding my naam gekry om my so te kom tuister? Soms gaan dit oor in woede en dan raak dit geestelike woede om te vra, hoe kan God so onregverdig wees? Ander tye loop dit die pad van depressie en jy voel, ek gaan nooit weer sonder hierdie pyn wees, ek gaan nooit hierdie situasie kan ontsnap nie, my lewe voel sonder sin. Maar hoe lyk dit as ons 'n ander ingesteldheid gebruik om na beproewings te kyk? Ek lees dit raak in Jakobus 1 vers 2 tot 3 as hy skryf, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. Nou, as 'n mens dink daaroor oor volharding, dan is die prentjie wat onmiddellik in my kop opkom, die Kamryds Ultra Marathon. Dis een van die marathons wat ek nie kon hardloop nie. En dis glad nie 'n maklike oefening nie, want dis mense wat gereeld moet oefen wanneer ander mense slaap, dalk televisie kyk, al dies meer. Hulle moet die ure insit. Hulle moet elke dag of feitelik elke dag oefen en dikwels in die uiterste toestande. Come rain or sunshine, om dit so te stel. En jy moet elke dag daardie pad en wedloop en pyn, noem dit maar beproewing, moet jy hanteer om uiteindelik die wedloop te kan voltooi. En die sogenaamde afbrand het ek bietjie gaan Google tussen Durban en Pietermaritzburg is 85,91 km lank. Kan jy net dink hoe ver dit is om te hardloop? En die vinnigste tyd is opgestel in 5 ure 24 minute en 39 sekondes deur Leonid Swetchov in 2008. In 2024 het Gerda Stein merkwaardig baie na aan dit gekom in die vroulike weergawe daarvan en die vroulike tyd opgestel in 5 uur 49 minute en 46 sekondes. Ek het gaan kyk, die afsnytyd vir hierdie wedloop is 12 ure. Dit beteken jy begin die oggend 6 uur en jy het tyd tot 12 uur tot 6 uur die middag om klaar te maak. 12 ure met ander woorde. Ja, jy kan nog langer hardloop en klaar maak, maar jy gaan nou nie meer in tel wees vir die feit dat jy die Kamryds klaar gemaak het nie. Die punt is nie die Kamryds marathon as sulks nie. Die punt is dat daar allerlei beproewings op pad gebeur na daardie uiteindelike oor die wenstreep kom. Of jy nou kruip of loop of hardloop oor die wenstreep. Jy moet oefen, jy moet al daai beproewings verduur en hanteer. En in ons geestelike lewe is dit net so. Op aarde is ons afsnytyd, is ons sterfdatum. En ons lewe is die tydperk waarin ons hierdie op en af van die lewe hanteer en dikwels is beproewings deel daarvan. So beproewings in die regte perspektief gesien, help ons om in hierdie aardse tyd te volhard, sodat ons ook ons geestelike Kamryds kan hardloop en kan slaag. En vandag is jy weer in hierdie wedloop van die geloof. So vandag se beproewings mag dalk op jou pad kom, maar weet jy hanteer dit om te volhard, om te kan slaag. So versterk jou geloof, so floreer jy, leef geïnspireerd.